Kom ons lees nou eers saam. Markus 10 van vers 17 af. Toe hy uitgaan om sy reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe. Kniel voor hom en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf? Jesus het hom geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord hom, meester, al hierdie dinge het ek van jongs af nagekom. Jesus het stip na hom gekyk, hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy, kom hier, volg my. Maar hy het te neergedruk geword oor hierdie antwoord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En dan 'n enkele vers uit Spreuke 14, eintlik die tweede gedeelte daarvan. Spreuke 14 vers 21 sê, wie sy medemens verag sondig, maar wie medelee het met magteloses, is gelukkig. Wie medelee het met magteloses, is gelukkig. Tot sover, kom. Wow, ek wens elkeen van ons besef wat ons sing. Ons toekoms is gewis, want Jesus leef. Dis die waarheid oor ons. Ons sien regdeur Jesus se bediening, sy omgee vir mense, sy liefde vir mense. Ons sien hoe mense se nood en hulpeloosheid regtig waar die Here Jesus diep tref. As 'n ou kyk na hierdie vers in Spreuke 21, wie medelee het met die magteloses is gelukkig, dan sien mens regtig waar hoe Jesus dit kom uitleef. Hy sien en hy kom mense te wat magteloos is, magteloos teen verskillende dinge aan die kern daarvan, hulle eie sondigheid, maar dan klomp ander dinge, magteloos is teen aardse vergaan, magteloos is teen hierdie of daardie tendens of gebeure in hulle lewe, dalk teen 'n siekte. Jesus kom en ons sien hoe hy regtig waar met medelee en empatie mense bedien. Partykeer in die Nuwe Testament sal jy die woorde lees, die Here het iemand gesien en hulle innig jammer gekry. Die woord in die Grieks wat daar gebruik word gereeld is die woord splanganitsomai. Dit beteken om so gevoel vir iemand te kry dat dit voel of jou binnegoed binne in jou omdraai. Dis letterlik wat daai Griekse woord beteken. Het jy al so gevoel oor iemand wat seer het of swaar het of deur 'n moeilike tyd gaan? Ons sien hy het regtig waar oë vir die magteloosheid van mense, vir die verdrukking en ellende wat hulle beleef. Maar die ergste nood wat die mensdom het, is die nood van verlore wees. Die nood wat die sondeval geskep het deur die mens van God te skei en die mense in 'n posisie van oordeel voor die Here te sit. Daai is die ergste nood. En dis wat die Here Jesus sy lewe voorkom gee om aan te spreek. En dis die waarheid van hom. Jesus het ook sy huis verkoop. Ons sien in hierdie gedeelte wat gebeur tussen Jesus en 'n ryk man. Ons sien in hierdie ryk man se kant ons begeerte, ons sien toewyding, ons sien die hulpkreet wat hy na die Here het en ons sien dat die Here Jesus hom met liefde antwoord, maar dat die Here se antwoord vir hom teleurstellend is. Kyk net eers wat gebeur voor Jesus hom antwoord. Jesus het hom lief gekry. So wanneer die Here vir hom hierdie opdrag gee, dan doen hy dit in liefde. Hy sê vir hom, gaan jy en gaan verkoop alles. Hoekom? Hoekom sal die Here vir iemand sê, gaan, vir die ou sê, gaan en gaan verkoop alles, gaan raak van alles wat jy het ontsla? Want die Here het dit geïdentifiseer as die ding wat tussen hom en hierdie man staan. Hierdie man het dan tog na hom toe gekom en gesê, Here, elke dag van my lewe is 'n poging om in u wet te leef, om u te verheerlik. Maar Jesus sien, daar staan nog iets tussen hom en hierdie man. En dit is aardse dinge wat 'n groter en belangriker plek kry in hierdie ou se lewe as Jesus.
En hoekom kan ons sê Jesus het sy huis verkoop? Want hy het presies gedoen wat hy hierdie man beveel vir my en jou. Hy het nie nood gehad nie. Hy was in die hemel, in die perfekte plek, sonder onderworpenheid aan die aardse gebrokenheid en stikkendhede en mense emosies en al die goeters wat ons beleef. Paulus skryf so van dit. Hy sê hy het 'n slaaf geword in Filippense 2 deur aan mense gelyk te word. En hy kom en hy gee alles prys. Hy verkoop dan nie vir ewig sy hemelse huis nie, hy gee dit vir 'n rukprys sodat hy ook vir ons 'n plek daar kan koop. Hy word niks tussen mense. 'n swerweling, 'n wandelaar, iemand wat deur baie mense gespot en verag is. Met ander woorde, wat het Jesus gedoen? Hy het alles prys gegee. Niks het hom gestop vir wat nodig is om te doen sodat verlore mense gered word nie. Dis werklik so dat Jesus gee 'n huis vir die haweloses en hy gee 'n vader vir die vaderloses. 'n Ding wat jy moet raak sien in hierdie gedeelte is dat hierdie ryk man homself oorskat. Miskien is ek en jy baie keer ook skuldig daaraan dat ons onsself oorskat. Hy sê vir die Here, aangaande die wet bely hy, ek het dit alles nagekom. Ek dink, as 'n ou hierdie ding van hierdie man hoor, dan bied dit tog grootliks 'n sleutel vir die verstaan van waar hy is, waar Jesus is en hoekom Jesus vir hom sê wat hy sê, sodat hierdie man by hom kan uitkom. Die man verstaan homself en sy nood nie naastenby genoeg nie. Mense is sondaars. Sondaars kan nie die wet volkome nakom nie. Ons kan elkeen maar van ons eie lewens getuig dat elke dag staan ek met die beste intensie en poging op en iewers deur die loop van die dag dan vang ek myself uit. Klaar die Heilige Gees my aan dat ek misgetrap het. Dit was ook so in hierdie ryk man se lewe. Mense is sondaars. So hy kom nie en erken sy sonde voor die Here, soos ander kere in die evangelie. Wees my sondaar genadig, Here, en die Here neem iemand in. Hy kom met sy prestasies na die Here toe en sê, Here, kyk hier, wat het ek als reg gekry? Ek wil nou die koninkryk hê. Maar Jesus betaal nie vir prestasies nie. Hy gee sy lewe om te betaal vir sondes. Want hy is die enigste een wat die wet volbring. Hy is die enigste mens wat ooit geleef het wat kan sê, ek het waarlik alles gedoen wat die wet sê, sonder om een keer daarvan te oortree. Hy gee sy lewe in daai heiligheid van hom en daardeur maak hy sondige mense nuut. En as die Vader die voorhang sal laat skeer, dan sê hy daarin vir sondaars wat in die wêreld as weeskinders woon, kom in. Ek is julle Vader. Julle is erfgename van my koninkryk. So Jesus verlos ons en maak ons deel van die groter ryk van die Vader. Mense wat haweloos was, kry 'n huis. Mense wat vaderloos was, kry 'n ewige Vader. Dis jou grootste realiteit. As jy hier sit vanoggend as 'n disipel van Jesus, as iemand wat in die Here glo en die geloof in hom leef, is jou grootste realiteit dat jy's deel van iets groter as hierdie wêreld, van iets meer volmaak as hierdie wêreld. Jy's deel van die ewige koninkryk, soos Jesus gesê het, ek gaan na my Vader toe om vir julle plek gereed te maak. En ek stuur die Gees om julle te help gereed word vir die plek. Maar kom ons erken teenoor mekaar, ons lewe baie keer heeltemal andersom. En dis jou skuld, maar dis ook nie jou skuld nie, nê. Dis moeilik. Hierdie lewe is challenging. Ons moet elke dag vroeg opstaan en werk tot laat en dan jaag jy agter kinders aan en dan is jy besig met hierdie of daardie allerhande goed gebeur in ons lewens. Dit raak so maklik dat die een voet net so 'n bietjie in die wêreld gaan staan en dat ons wêreldse huise, kom ons noem wat jy het in die wêreld, jou wêreldse huis, bietjie prioritiseer oor eintlik wat jou identiteit is, 'n koninkryk mens. Wie ons is mense wat haweloos was en 'n huis gekry het, vaderloos was en 'n vader gekry het. En dan bring ons by die volgende punt wat sê kartonbokshuise en koningspaleise. Dis wat hierdie man nodig gehad het, die nodigste is dat Jesus hom kom en verlos. Here, help my, ek is 'n sondaar, ek is swak en nietig. Dis nie wat hy sê nie, sê
Ek het gedoen wat die wet sê. Jesus het geweet hy het verlossing nodig. En daarom roep Jesus hom nader en sê, kom volg my, want in die weg agter my sal jy die verlossingspad leer ken. Ek is die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, Johannes 14 vers 6. En wanneer hierdie man dan vir Jesus sou luister, indien hy sou, en hy begin Jesus volg, sou hy ook met sy onheiligheid gekonfronteer gewees het. Want ons kan nie eerlik wees oor ons eie lewens en eerlik oor Jesus se lewens en die twee aan mekaar gelykstel nie. Ons gaan iewers sien dat hier's 'n kraak tussen die twee. En as hy geluister het en hy het Jesus kom volg, sou hy daai ontdekking ook gemaak het. En dan sou hy by die punt uitkom wat sê, Here, wees my sondaar genadig. Wat ons goed moet verstaan is, Jesus vul nie mense se tekorte aan nie. Dis so half as mens na hierdie ryk man luister, dat hy net wou gehad het, Jesus moet sy tekorte nakom, of volmaak. Here, ek kry baie goed reg, maar ek struikel met so 'n stukkie van hierdie geloofsding. Wil jy nie net op hierdie terrein vir my bietjie help nie? Maak ons nie ook maar net so nie. Baie keer, Here, ag weet jy, ek doen dan hierdie en daardie goeie dinge, so as jy net hier kan bylas, gaan ons lekker wees. Nie ons partykeer ook maak nie. Ek doen dit verseker. Terwyl die Here Jesus leer in hierdie verhaal, indirek in hierdie ding, dat dis alles hy. Dis alles hy. Daarom moet ons soos Paulus sê, ek gaan dood in my ou natuur, ek gaan dood in my sonde, en ek staan op in Jesus. Weet jy wat die groot ding wat gebeur, wanneer ons daardie verandering, daardie transformasie ondergaan? Die duiwel gaan nooit weer regkry om jou te oortuig, dat jy kan nie uit hierdie sonde wat jy nou gedoen het opstaan nie. Want jy gaan kan antwoord, dit het nooit in die eerste plek gegaan oor wat ek reg doen nie. Dit gaan oor wat Jesus reg gedoen het. Dis vir ewig die meriete vir my heiligheid. Dit staan vir ewig in vir alles wat ek verkeerd doen. Maar omdat hy my identiteit verander, daarom wil ek nuut en anders leef. Daarom sal ek prys gee. Dis wat Jesus vir hierdie man wou doen, om sy identiteit te verander, en hy sou dit vir hom leer as hy prys gee. En daarom sê die Here vanoggend vir jou ook, gaan verkoop jou kartonboks. Al hierdie besittings en dinge wat vir ons so heilig en waardevol is, as enige iets in jou lewe nou 'n plek het bo die Here, roep die Here jou, gaan verkoop jou kartonboks. 'n tydelike en vergaanbare ding. Verkoop jou kartonboks en gee oor aan die koning se paleis. Dis die ewige skat waarvan Jesus in hierdie gedeelte praat. Die paleis van die Vader wat ewig is. Die hemel, die ewige lewe. Die ewige lewe is hier. Gee jou oor aan dit, die ware ewige lewe. Dis wat Jesus vir hom gesê het. Gee jou oor aan dit. Gaan verkoop alles en volg Jesus. Dis presies wat ons nou ook moet doen, as ons hierdie teksgedeelte hoor. Ons moet in ons lewens ingaan grawe en ingaan werk, gaan ondersoek doen, dit oopbreek, dit uitmekaar trek en sien, waar staan Jesus? Wat se plek neem hy in? En dan hoor hoe hy my roep om dit reg te maak. En hoor hoe hy vir my sê, jou genade is my genade vir jou is heeltemal volmaak, groot genoeg om dit als uit te sort. My liefde vir jou is volmaak op so vlak dat ek my lewe gegee het dat al jou sondes vergewe word. Kom ons pak net reg, kom ons sorteer net, kom ons maak net die volgorde van dinge in jou lewe reg. Dis nie eers noodwendig so dat iets uit jou lewe uit weg moet gaan nie, die plek waar dit staan moet net dalk bietjie hergeorganiseer word. Dis waartoe Jesus ons roep wanneer hy sê gaan verkoop alles. Maak jy seker, dis nie 'n kartonbokshuis en dit alleen waaraan jy bou nie. Die Here nooi jou na 'n lewe in die koningspaleis. En maak seker jy bou aan dit. Hoe bou ons aan dit? Dis eenvoudig. Ons lewe 'n lewe waar die heerskappy van Jesus heerskappy voer oor my elke tree, oor my elke besluit, oor my pa wees en oor my man wees, oor my vrou wees. Terloops, gelukkige Vadersdag paas. Mag vaderskap in jou lewe triomfeer deurdat jy iemand is wat onder die koningskap van die Here 'n pa en 'n man is, en in elke terrein van jou lewe.
Ons sluit af, geliefdes, met huise, spyse, hawes en gawes. As disippels van Jesus behoort ons gerad te wees altyd om ander mense na Jesus te roep. Soos die gedeelte in Spreuke gesê, wie medelee het met magteloses, is gelukkig. Daarom moet ons voor die spieël eers gaan staan en sê, maar ek maak nog foute. Ek moet erken dat ek self is magteloos oor sekere goeders. Dat ek self het worstelings en probleme en dinge waaraan ek moet werk. Dis die eerste stap. Hoe genadig is die Here dat hy ook sê, jy moet en mag met jouself medelee hê. Jy moet ook aan jouself 'n bedienaar wees, deur besig te wees met hom. En dan ook om die magteloosheid van die mense rondom my raak te sien. Ons elkeen het verskillende magtelooshede wat ons kan raak sien in mense se lewens. Miskien het jy 'n vriend wat van die pad af gegaan het, of miskien het jy 'n kollega wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, onder die vrag van sy sonde gebuk gaan. Miskien het jy iemand in jou lewe wat regtig swaar kry en nodig dat jy daarsom hulle hand vashou. Wat ook al die magteloosheid is wat die Here oor jou pad bring. Die Here roep ons om te sien na mense se geestelike behoeftes en na hulle fisiese behoeftes. In geestelike behoeftes moet ons draers van die goeie nuus wees. Mense wat die lig van Jesus in ander mense se lewens inskyn. Dit doen ons deur geestelike voedsel in te neem en uit te dra. Ons verkoop ons huise. Wat sê die Here vir ons daarmee? Dat 'n deel van wat ek kry en het, gee ek ook terug om mense te bedien, om sy mense te bedien. Ek is ook 'n aankomhawe vir verlore mense. As julle daar op die bord kyk, sien julle daai ligtoring. Kan jy dink die vreugde wat jy beleef as jy op die see verlore of getrap was? Jy geweet waar jy is nie en ewe skielik sien jy daai lig in 'n stormagtige see, kan jy dink die verligting wat iemand wat op die see verdwaal was moet beleef. Amper soos daai film, wat is die ding se naam? Van die ou wat in die FedEx vliegtuig, is bekend man. Castaway. Kan jy dink hoe hy gevoel het toe daai skip hier agter hom? 'n Wonderlike verligting. En dis wat Jesus vir ons sê, ons moet so leef in sy liefde dat ons 'n aankomhawe is vir mense wat liefde nie ken nie. Vir mense wat uitkomste en hoop, vertroue en krag nie ken nie. En dan ook omsien na fisiese behoeftes, om 'n hart te hê vir mense. Weet julle wat? Slotgedagtes. As ons op hierdie wêreld leef, elkeen om net vir onsself te leef, dan mis ons regtig die doel van dit, nê? As ons nou bestaan net sodat dit met my goed kan gaan, net sodat ek na my kan omsien, net sodat ek vir my kan inpalm, dan mis ons die punt regtig. Die Here maak ons saam mekaar, vir mekaar, met mekaar, om al hou jy nie van my nie, my lief te kry. Dis sê, Here, ek sukkel om Reinhard lief te hê, maar ek gaan my beste poging aanwend. En dit doen vir mense. Hoekom? Want ons leef ons erfenis. En ons erfenis is die feit wat vas staan. Jy is 'n kind van God. Jy is reeds 'n burger van die hemel. Hoekom lyk jou lewe op aarde anders as ander mense sin? Oor daai feit en realiteit. Kom ons bid saam. Here, dankie vir ons identiteit. Dankie dat ons dit van onsself kan sê. Hoe wonderlik is dit? Dis te veel om te verstaan eintlik. Ons is u kinders. Ons lewe reeds as en in u koninkryk. Dis ons erfenis. Dis wie ons is. En dit alles uit u genade en liefde. Nou bid ons, Here, dat u sal gee dat ons, gedryf deur u genade en liefde, ook ons erfenis sal uitleef en oordra deur mense te wees wat medelee het met die magteloses, wat gaan help waar dit nodig is, wat die evangelie boodskap uitdra oral waar ons gaan, wat u verteenwoordig, Here Jesus, en aan u wonderlike werk
voortsetting gee oral waar ons gaan. Mag ons 'n ligtoring wees, omdat U ons so lei en bekragtig. In Jesus se naam. Amen.